Weereens is dit 'n voorreg om u te groet in daai wonderlike naam van Jesus Christus. Spreek u vertrou uit vanmôre dat u baie welkom sal voel saam met ons in hierdie voorbereiding tot die liggaam van Christus en die stabilisering daarvan deur die krag van die woord. Baie belangrik dat u die woord hoor. Dit is baie belangrik dat u vanmôre gaan toepas wat die woord vir u sê. Dit is vir ons die belangrikste om ag te slaan op wat die woord van die Here aan ons verklaar. Nou baie welkom, ek vertrou dat u vanoggend iets besonders uit die hand van die Here gaan ervaar, saam met my in hierdie bediening. Ek wil net noem dat ek vanaand om 6:00 weer verder gaan op die studie van Openbaring 21, die Nuwe Jerusalem, in Afrikaans, dan die Engels sal ek Woensdag aand dan afhandel. Maar sterkte, kom ons geniet dit vanmôre, geniet dit en steek die wêreld om jy aan die brand, dis baie belangrik. Nou laaste week het ek gepraat oor vanweë die salwing. Vanweë die salwing word die juk totaal vernietig. Die belangrikheid van die salwing. Vanmôre praat ek oor die salwing in jou. En ek gaan weer eens die skrifgedeelte gebruik wat ek laasweek gebruik het in Jesaja 10 vers 27. In die dag sal hy sy las afgly van jou skouer en sy juk van jou nek, en die juk sal tot niet raak vanweë die vettigheid. Ek lees die Engelse teks vir jou. And it shall come to pass in that day that this burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Nou, dis baie belangrik om vanmôre te besef dat die waarde van die salwing, wat dit in staat is om te kan doen, dit vernietig die juk. En ons besef nie werklik wat die implikasie daarvan is wanneer die skrif sê. En wanneer ons God glo en sy woord glo, moet ons dit aanvaar. En dis vir ons baie belangrik vanmôre, dat u moet weet, die salwing in jou het die vermoë om die juk totaal te vernietig. En dis baie belangrik. Die juk sal vernietig word as gevolg van die salwing. Met ander woorde, die Heilige Gees, die salwing word beskryf in God se woord as 'n tipe van die olie. Die oomblik wanneer dit deurdring en penetreer tot die mens. Maar wanneer dit nie deurdring nie, dan lê dit dormant in jou. En dis baie belangrik dat jy moet vanmôre besef dat die salwing in jou het 'n spesifieke taak en doel om te verrig. Dit beteken uit die respek en gehoorsaamheid aan die Heilige Gees, die salwing wat God gevestig het in jou, slegs dan alleen tot aksie sal kom en tot voordeel van jou lewe sal strek. Ek wil vanmôre op die woord konsentreer, dan in 1 Johannes 2 vers 27, waar die salwing dan omskryf word. Hy sê, en die salwing wat julle van hom ontvang het, hoor baie mooi, van wie ontvang het? Van God ontvang het. En alles wat van God afkom is goed. Bly in julle. Neem kennis, die salwing bly in. Dis nie 'n tydelike ding nie. Dis 'n ewigdurende salwing wat teenwoordig is in jou lewe. Dit bly in jou. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie. Maar soos dieselfde salwing julle aangaan alles leer, soos dit ook waar en geen leuen nie. En dan wanneer die salwing is daar geen leuen betrokke nie. Wanneer die salwing is van God, dan sê hy, soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Baie belangrik. Soos die salwing jou geleer het, bly daarin. Moenie wegwyk nie, want as die Seun jou vrygemaak het, is jy waarlik vry, volgens Johannes 8. 'n Oorsig van hierdie skrif sien ons die mense toewyding aan God as 'n konstante toewyding. Dis nie 'n tydelike ding nie. Dis 'n lewenstyl. Dis nie 'n tipe lewe nie. Dis 'n lewenstyl
wat die goddelikheid in jou vorm. Ewigdurend vorm dit die goddelikheid binne in jou. Die toewyding motiveer jou om te soek na die verborgde skatte wat God elke gelowige gedeponeer het. Naamlik die salwing, daai verborgde skat is die salwing binne in jou. Nou ja, die gelykenis van die kosbare parel wat ons lees in God se woord, verklaar hierdie kosbare verborgde skat binne in jou, wat ons vanmôre wil ontdek, en wat ons vanmôre wil ontleed vir jou, om daardie verborgde skat, die salwing, te ontdek in jou lewe. Ek lees in Matteus hoofstuk 13 vers 45 tot 46 die volgende: Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n koopman wat mooi parels soek. Vraag is jy 'n koopman vanmôre wat na kosbaarheid soek in hierdie lewe? Of is jy maar tevrede om maar elke dag en elke ou Sondag die ouselfde ou storieetjie te hoor? Vers 46: En toe hy een baie kosbare parel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop dit. My vriend, jy sien, om hierdie kosbare parel te bekom, moet jy bereid wees om jouself te verkoop, om jouself te verloon, om die kosbare parel wat God daar gestel het, wat verborge is, wat hy in jou gedeponeer het, om daai kosbare parel te ontdek, moet jy alles verkoop. Jy moet jou egosentriesheid verloon. Jy moet jou selfregverdigheid verloon. Jy moet vanmôre op soek wees na die kosbare parel, naamlik die salwing wat juke vernietig, te ontdek, om vry te lewe in Christus. Die vraag is, hoe vind ek hierdie kosbare skat in my? So baie keer gehoor, moenie vir my preek oor sekere beginsels nie. Toon my hoe om hierdie beginsels toe te pas. Nou vanmôre gaan ek jou leer. Slegs om hierdie kosbare parel te vind, kan jy dit doen deur die woord van God te mediteer. Hierdie kosbare parel gaan sy reg tot jou vind deur die woord van God te mediteer. Nou wil ek vanmôre vir jou sê, Openbaring benodig vanoggend 'n aktivering vir 'n, hoor my baie mooi, manifestering. Met ander woorde, Openbaring benodig 'n aktivering. Jy moet hierdie Openbaring, hierdie revelation in jou te kan aktiveer, en die enigste manier wat jy dit kan aktiveer is deur die woord te mediteer vir jou manifestering, dat dit tot werklikheid kom in jou lewe. Anders lê dit maar net dormant. Salwing lê te veel dormant in die lewe van kinders van God se lewe. Mediteer die woord. Ek lees vir jou Josua 1 vers 8. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins, die Engelse woord gebruik, meditate dit. Bepeins dit dag en nag sonder ophou. Dis 'n ewigdurende situasie. Dis nie 'n tydelike ding wat jy maar net gaan ontdek en dan gaan dit verby nie. Nee, sodat jy nou gesed kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Dan word hierdie Openbaring benodig 'n aktivering vir jou manifestering. Deur daarin nou gesed te wandel, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees. Met ander woorde, wanneer jy die woord mediteer, dan kom dit in aanraking met die salwing binne in jou, wat jou leer van al die waarheid, want daar's geen leuen in hom nie, en dit maak jou voorspoedig. En dan sal jy met goeie gevolge handel. Jong, dit is so belangrik vanmôre, my vriend, om te handel
volgens wat die woord, die salwing in jou leer. Die tipe meditasie wat ons vandag ervaar en wat gedoen word, gaan oor om jou denke leeg te maak. Met ander woorde, jy moet aan niks dink nie. Jy mediteer aan niks nie. Die gevaar is, dit open 'n deur vir die duiwel. Die Bybelse meditasie waarvan hy praat is, mediteer die woord. Jy mediteer nie niks nie, jy mediteer die woord van God. Menigtes vandag huldig die gedagte dat 2 Johannes 2 vers 27 wat ons gelees het, die salwing in jou, daarop wys dat niemand julle kan leer nie, maar slegs die Heilige Gees. Nou my vriend, as dit waar is, dan is die probleem groter as wat ek vandag dink. Want die probleem is, indien dit so is, waarom al die verdeeldheid in die kerk? Sonde en so baie verskille wat is en handel oor waarheid en wat waarheid aangaan. As die skrif dan sê in Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, die anointing wat God gedeponeer het in jou binneste, wat bly daar, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Nou as hierdie gees van waarheid, wat jy ontvang, jou in die hele waarheid lei, waarom die verskil vandag so duidelik in die kerk en in die aptyk van mense rondom die woord van die Here? Die Heilige Gees kan mos nie so dubbelsinnig wees nie, my vriend. Deur aan die een dit as waarheid te verklaar en aan vir iemand anderste iets heel anders te verklaar oor dieselfde skrif, oor dieselfde idee van wat is sonde, nie sonde nie. Hier is ewigste groot fout. En indien die salwing jou leer vanmôre, sal dit 'n groot probleem vir die herders, pastore en leraars oplos. Want dan het ons nie nodig om enigiets jou te leer aangaande wat handel oor heiligmaking, verhoudings en so meer nie. Dit sal ons beter baat vir die rede dat ons slegs disippels hoef te gaan maak, hulle te doop en hulle te leer. Kyk nou baie mooi wat sê die skrif van Matteus 28 vers 19. Gaan maak disippels, doop disippels en leer disippels. Die disipel moet jou leer, terwyl die woord van God sê die salwing is binne in jou en hy leer jou. Jy het niemand anders te nodig om jou te leer nie. Nou praat die skrif hier te mekaar. Nee my vriend. Om te handel op die woord aktiveer die salwing wat waarheid is binne in jou. Nou as dit die woord aktiveer binne in jou en jy laat jou leer deur die salwing, het ek nie jou te nodig om te leer oor aangaande wat sonde is en nie sonde is nie. Want die salwing leer jou. Maar ek sal my meer kan toespits in die doel van my redding en my roeping, dat ek disippels moet gaan maak, hulle doop en hulle leer hoe om disippels te wees. Dit is so belangrik. Die salwing in jou het 'n besondere taak om te verrig in jou lewe. En ons sien dit nie raak as kerk van Christus nie, want elke ou lewer sy eie opinie, het sy eie verklarings en eie gedagtes wat hy opmaak, en daaruit kry ons baie verdeeldheid wat ontstaan in die kerk van Christus vandag. Want hierdie salwing kan nie verdeeld wees nie. Hy's nie dubbelhartig nie. Hy kan nie vir die een ou oortuig van dit en die ander ou glad nie oortuig daarvan nie. Kom ons kyk, wat is die besondere taak van die salwing?
in jou lewe. Eerstens, dit leer jou van die waarhede soos opgeteken in die woord van God. Ek lees in Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid wat geen leuen in hom het nie, sal hy julle in die hele waarheid lei. My vriend, so duidelik soos daglik. Die skepingsdoel, die doel van die deponering van die salwing van God binne in jou lewe, handel juis daaroor om jou in die hele waarheid te lei. Man, hy kan mos nie my anders te lei as vir jou nie. Daar's net een gees, en dit is die gees van God. Naamlik die Heilige Gees, wat ons almal lei tot waarheid toe. As ons dit kan besef, wat die doel is, en die taak is, van die salwing wat binne in jou is, dan sal ons 'n ander kerk sien vandag, op hierdie aarde. Tweedens, hierdie salwing, se besondere taak is, om jou te oortuig van sonde, man, van ongeregtighede, en van oordele. Ek lees in Johannes 16 vers 8. En as hy kom, wat kom? Die Heilige Gees, die salwing, wat in jou is, sal hy die hele wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Ek wil hê jy moet daarop let, dat hierdie salwing oortuig die wêreld. Nou waaruit kom jy? Jy kom uit die wêreld. Dit oortuig nie die gelowige nie. Dit lei die gelowige in waarheid, volgens Johannes 16 vers 13. So wanneer ek die Here ontvang het as my saligmaker, deponeer hy sy salwing binne in my, en hierdie salwing is daar in besonder om my te leer. Want die salwing het my oortuig toe ek in die wêreld was van sonde en van geregtigheid en van oordeele wat kom. En dis blywend. Dis nie 'n tydelike ding nie. Want as die Seun jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Jy kan mos nie terug weer gaan na jou ou lewe toe nie. Derdens, die besondere taak van die salwing in jou en my lewe is, dit leer jou om ingetoe, regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe en goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon. Kyk wat sê Titus 2 vers 9 tot 12. Die diensknegte moet onderdanig wees aan hulle eie heer. Ons praat hier van die natuurlik, ons praat van die ware praktiese lewe, waarin ek en jy elke dag lewe. Diensknegte moet onderdanig wees aan hulle eie heer. Hoeveel te meer nie ons aan die Heilige Gees, die salwing binne in ons nie. My vriend, hier is iets fout. Hier is iets groots fouts met die kerk vandag. Dan kom hy sê, hulle in alles behaag en nie te praat nie. Jy sê, jy kan nie teen die Heilige Gees, die salwing in jou praat nie. Jy kan nie teen die woord van waarheid opstaan nie. Maar dan staan jy teen God op. Wees onderdanig daaraan. Aan die salwing wat jou wil leer, aangaande die godlikhede van hierdie lewe, of in hierdie lewe. Vers 10, hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trou betoon, sodat hulle die leer van God, ons verlosser, in alles kan versier. Die groot probleem is vandag, soveel baie mense sê, ek gaan nie kerk toe, ek wil nie kerk toe gaan, hulle het seer gekry in die kerk. Ons ontsier die kerk, omdat ons nie verstaan wat die salwing beteken, wat binne in ons is nie. Jy is daar om die kerk te versier, deur die salwing wat binne in jou werk. Vers 12 of vers 11, want die reddende genade van God, jy sien die reddende genade, hierdie salwing, vrylik wat God gedeponeer het in jou lewe, van God, het aan alle mense verskyn. Daar's geen mens op hierdie aarde wat 'n verskoning sal hê by God nie, want vers 12 sê, en leer ons, hy's 'n teacher. Wat doen die salwing? Die salwing leer ons. Hoor my baie mooi. Hierdie genade, hierdie salwing in jou, leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon, my vriend, ingetoe en regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe. Ons kan dit nie miskyk vanmôre nie. Wat is die doel van die salwing? Die doel van die salwing is om dit my te leer.
Wat om my te leer? Wat leer hy my? Hy leer my om ingetoe, wêreldsbegeerlikhede te verloon, regverdig en vroom in hierdie teenswoordige wêreld te lewe. Wat vind ons in die kerk vandag? Die begeerlikhede van die wêreld nie meer tyd op van ons as wat ons tyd maak om te soek na hierdie kosbare skat, naamlik die salwing wat juke vernietig in jou lewe. En ons vind ons al meer en meer in hierdie lewe ons verstrengel, in die web vasgevang van die dinge van hierdie lewe. Terwyl God sê, sy salwing het gekom om die juke te vernietig. Besef jy die waarde van die salwing in jou lewe vanmôre? Die vierde punt wat ek graag wil aanraak, oor die doel van die salwing. Dit leer ons om in eenheid met die liggaam van Christus te wees. Ek hou vir jou voor 1 Korintiërs hoofstuk 12 vers 4 tot 6 en dan ook vers 13 en 25. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dieselfde Gees. Jy sien die Gees kan jy net die kant toe lei en dan kom iemand en profeteer iets anders dan iemand. Dieselfde Gees, hy's nie verdeeld nie, die mens is verdeeld in hom, omdat hy die salwing nie verstaan nie. Vers 5, en daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. Daar is nie verskeidenheid van Heres nie. Dit gaan so vandag, omdat ons meer as een God wil dien. Terwyl die woord verklaar, daar's net een waaragtige God. En om ons opbreek in verskeidenheid van persone, kry ons die probleme vandag wat ontstaan in die kerk van Christus. Vers 6, en daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God, wat alles in almal werk. Vers 13, want ons is almal ook deur een Gees, my vriend, nie verskeidenheid van geeste nie. Die skrif praat van die Gees van God, die Gees van Christus, die Heilige Gees. Is dit verskeidenheid van geeste? Nee, in ter ewigheid nooit nie. Die Bybel praat net van een Gees, wat die Gees van God is, wat die Gees van Christus is, wat ook die Gees, die Heilige Gees is. Ons is deur een Gees gedoop tot een liggaam. Daar's nie verskeidenheid van liggame nie. Of ons Jode is en of ons Grieke is. Luister my baie mooi vanmôre. Die Jood word tot by 'n ander manier gered nie. Uit dieselfde oordeel wat vir hom wag as wat vir my en vir jou wag. Uit dieselfde voordeel wat vir jou wag as wat vir hom wag. Of ons Jode of Griek is nie. Slawe of vrymanne, ons is almal van een Gees deurdronge. Man, die Gees, die salwing in jou, is dieselfde salwing wat in my is vanmôre. Vers 25, sodat daar geen verdeeldheid. Hoekom is daar verdeeldheid in die kerk? Ons verstaan nie die salwing wat God gedeponeer het binne in ons lewe nie. Vanweë daai salwing word juke vernietig, my vriend. Ons het daai salwing nodig vanmôre. Om te verstaan, want daai salwing is nie 'n tydelike nie, maar bly binne in jou, en dit leer jou van die volle waarheid, om nie verdeeld te staan in die liggaam van Christus nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. Dan begin ons na mekaar omsien. Wanneer hierdie salwing begin funksioneer, dan breek dit die juk van verskille en vernietig dit tussen my en jou. En ons kom tot die eenheid van die geloof en ons verstaan wat die woord van God beteken wanneer hy sê, die salwing sal jou leer. As die kerk, 1 Johannes 2 vers 27, wat praat van hierdie salwing in jou, en wat jou leer van die volle waarheid, reg verstaan het, sou die kerk heel anders vandag daaruit gesien het. Heel anders. Ons sal 'n kerk gesien het, wat aan sy doel, sy skepingsdoel, kom slaag het, om mense in te trek, en die mense weg te jaag nie. As die liggaamsbediening, ek is baie ernstig op die liggaamsbediening van Christus, want jy is nie die liggaam nie, jy is deel van die liggaam. En as jy deel is van die liggaam, moet jy sorg dra vir die ander dele ook in die liggaam.
En verdeeldheid sal nie ontstaan nie, maar ons sal gelyke sorg vir mekaar daarstel. Maar die kerk is totaal mislei, soos wat die woord van God verklaar. In 2 Johannes 2 vers 26, die skrifgedeelte of die vers net voor vers 27 van die salwing in jou, sê dit het ek aan julle geskrywe. Kyk hoe ernstig is Johannes. Dit het ek aan julle geskrywe, met betrekking, die klem val op met betrekking tot die wat julle mislei. Predikers, ek wil jou tot orde roep vanmôre. Kom tot die waarheid, kom tot die insig. Kom weg van die filosofie en die teologie en die doktrine waarin jy groot geword het in die tradisie. Kyk na die woord van die Here. As dit daar staan, preek dit. As dit daar nie staan nie, verwyder dit uit jou geleedere uit en uit jou sisteme uit. Want ons het nodig vir manne wat gesalf is, wat die woord kan bedien, en ek gaan nou daaroor praat, van waarheid, want waarheid koppel, wat moet ek mediteer? Die woord van God, wat connect met die salwing in my, wat dit nodig het om te aktiveer, sodat ek daarin kan manifesteer. Maar daar is te veel misleiding in die kerk vandag, en dis hoekom die kerk vandag so lyk. Ek wil hier daarop wys vanmôre, hoekom lyk die kerk so? Omdat die leiers verskil van mekaar. Omdat die leiers nie die waarheid en die salwing onderskei nie, want hulle dink moes, jy weet, maar ons hoor so baie, Jesus, ek het 'n salwing op my. Nee man, jy het nie 'n salwing op jou nie, die salwing is binne in jou. En nou het jy die goosebumps, omdat jy 'n vertoning lewer. En mense raak excited en opgewonde oor die vertoning. Nee my vriend, hierdie salwing in jou connect met die salwing binne in daai persoon, en hy word oortuig, en hy bekeer hom tot God. En hy los sy ou lewe, en hy vind die weg, dat daar geen verdeeldheid in die liggaam is nie, maar dat ons gelyke sorg vir mekaar kan dra. Kyk na die waarde van 'n salwing, en kyk na wat vandag gepredik word, en die fokus weggevat word, en ons mislei word, deur die sogenaamde groot predikers. Waarom sal die volgende skrifte in God se woord opgeneem wees? Waarom staan dit in God se woord? Waarom? Kom ek noem vir jou 'n paar skrifte. Waarom die skrifte? In Efesiërs 4 vers 12 tot 16, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Wat is die doel hier? Om die heiliges wat die salwing dra, toe te rus vir dienswerk. So die salwing in jou oortuig, lei jou, en bring jou in 'n posisie dat jy ingetoe regverdig in hierdie lewe sal lewe. Maar jy het nodig dat jy as heilige toegerus sal word vir dienskneg. Wat is die doel van 'n disipel? Om te gaan doop, disippels te maak, te doop en te leer, om die heiliges toe te rus vir dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, vers 13, totdat ons almal kom tot die eenheid. Wat is die doel van die salwing? Om eenheid te bewerkstellig in die liggaam van Christus, van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Ons het te veel met babas in die kerk van Christus vandag. U het nodig om wakker te word, om te verstaan, wat is die doel van die salwing binne in jou, man. Dit is nodig vanmôre. Vers 14 sê, sodat. Hoekom? Sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedrywe word deur elke wind van lering, deur die bedriegery wat vandag in die gang is van die mens, deur die sleeheid van slinkse predikers,
van lustiglik tot dwaling te bring nie. So het vandag nodig dat iemand jou die waarheid en die volle waarheid verkondig. Vers 15, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag. Jy sien, mense is nie lief vir die waarheid nie. As jy die waarheid preek vandag in die kerk, dan pak hulle op en hulle loop en gaan soek vir hulle iemand wat hulle gehoor kan streel. Dis hierdie bedreery wat aan die gang is vandag in die kerk. Maar hoor wat sê in vers 15, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag en alles so opgroei, jy sien, betrag die liefde, soek na hierdie kosbare skat. Verkoop alles, los alles man, kry hierdie skat, wat in staat is om die juk te vernietig in jou lewe. En alles so opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Vers 16, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind word deur die ondersteuning wat elke lid gee, volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Jy sien my vriend, wanneer jy toegerus word, jy sien die salwing oortuig jou, hy leer jou om in hierdie lewe in waarheid te lewe. Dan word die woord aan jou opgedis, die woord van waarheid aan jou geprediker. Jy moet dit hoor, want geloof kom deur die gehoor, deur die woord van God te hoor. En wanneer dit kom, my vriend, dan bedeel dit jou toe om in die liggaam van Christus jou plek te ken, sodat jy afsonderlik in hierdie liggaam funksioneer tot die opbouing, nie van jou nie, maar van die liggaam. En so die groei van die liggaam bevorder in die opbouing van jouself in hierdie liggaam tot liefde. Ag, dis kosbaar. Ek hou vir jou nog 'n skrif voor in 2 Timoteus 3 vers 16. Waarom staan hierdie skrifgedeeltes in God se woord? Die hele skrif is deur God ingegee. Met ander woorde, God kan nie lieg nie, man. Dis deur God ingegee. Ek hou vas aan die woord. Geen nie omdat sê die wêreld, daar soveel toevoegings vandag aan die woord van die Here en so baie wat mense wegneem. Dis eintlik 'n skande om vandag te sien wat besig is om plaas te vind in al ons vertalings en sogenaamde mense wat hulle in die Hebreëse taal instudeer. Ek wil vanmôre vir jou sê, die antieke Hebreërs is nog steeds besig om te ontdek dat dit verlore gegaan in die tyd toe Israel ontvoer was onder die ballingskap van Babylon. Het hulle meer die Arameerse taal aangeneem en die antieke Hebreërs is verlore geraak. En nou kom die ouens na vore en sê die Hebreërs, nee my vriend, kyk wat staan, God waak oor sy woord, sê die skrif. Niemand mag byvoeg en wegneem nie. Wat staan geskrywe? Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig. Bly by jou woord. Is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Wat sal jou teregwys? Wat sal jou leer? Die woord van waarheid wat na jou toe kom. Dit aktiveer die salwing binne in jou. En wanneer dit geaktiveer het, dan manifesteer dit 'n goddelike lewe na buite. So belangrik om die woord van God te hoor, die woord van waarheid. Waarom sal 2 Timoteus 4 vers 2 in die woord van die Here staan? Verkondig die woord. Verkondig die woord. En neem kennis, u wat die woord predik, om die waarheid te preek. Ons het verdeeldheid in die kerk, hier is iewers te fout, ons sal moet herstruktureer en onsself as leiers, want ons mislei die volk van God. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê. Wie moet verlê? Die ou wat die woord verkondig, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Met ander woorde, wanneer ek die woord van waarheid na jou toe bring, oordeel ek jou nie. En ons hoor so baie vandag, veral by die jonge geslag, moenie vir my preek nie. Nee, ek preek nie vir jou nie, ek sê vir jou, wat sê die woord van die Here, jou tot voordeel. Sodat die salwing in jou geaktiveer kan word.
deur die woord wat ek mediteer en aan jou verkondig, en dit aktiveer wat jy mediteer van die salwing, en dit kom tot manifestering in jou lewe. Waarom sal Matteus 18 vers 16 in die woord staan? Maar as hy nie luister nie, hy praat van verskille, en jy wil hom teregwys. As hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke woord kan vasstaan. Jy sien, die woord van God staan vas deur die getuie van een skrif wat 'n ander skrif bevestig. Hier vind ons die woord van waarheid wat gepreek word, wat saam met die salwing stem, wat waarheid is. 2 getuig sal die woord vasstaan, dit sal so gemanifesteer word. Die probleem is, ons verstaan nie waarheid nie, en ons verstaan nie die salwing van God, die kosbare parel in jou lewe nie. Dit verklaar Titus dan 1 vers 2 vir ons, in die hoop van die ewige lewe wat van God is, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. Ek kan nie sien vanmôre dat die woord van God wat ek het in die 1953 druk, in die King James Version, so my in hierdie tyd kon verlei het, weg van die ewige lewe van God af nie. Vat hierdie woord van God, as dit geskrywe staan daarin, glo dit, leef dit, moet niks anders te glo nie. Want buitekant dit is toevoegings tot die woord, wat ons mislei en verlei van waarheid. Jy moet verstaan vanmôre, dat die salwing in jou word bevestig deur die woord. Die salwing in jou staan slegs vas deur wat die woord sê. Die salwing kan nie anders te getuig nie. Hy is nie verdeeld in homself nie. Dit bevestig net presies wat Matteus 18 vers 16 sê, in die mond van 2 of 3 getuie sal die woord vas staan. Die salwing is onlosmaaklik verbind met waarheid, die woord van God, en nie jou opinie rondom die woord. Hoekom is daar so baie verskille betreffende saligheid? Het jy al die vraag vir jouself afgevra? Elke kerk het sy idee om salig te word. Hoekom is daar so baie verskille oor die godheid? Dit is 'n tragedie om te dink, wat dink mense van die godheid van God? Terwyl God verklaar, jy mag geen gesneede beelde maak en jou knie buig voor geen ander God nie. God sê in Jesaja vanaf vers 40 tot 50 vir ons baie duidelik, voor my is daar geen God nie, en na my sal daar ook geen God wees nie. Hy ken geen een nie. Met wie wil jy my vergelyk? Daar's net een God, een troon, en een sit op daai troon. Hoekom is daar so baie verskille rondom die godheid? Wie is Jesus Christus dan vandag? As hy 'n God is, buitekant God. Daar's soveel verskille oor die doop. Jy mag nie vandag met mense praat oor die doop nie, want dan slaan hy toe soos 'n boek, terwyl die salwing aan hom roep. Maar die woord van waarheid word gekoppel, en die salwing, jy sien, daar's nie fout met die salwing nie, daar's fout met die mens. Daar's soveel groot verskille oor die doping met die Heilige Gees. Daar's soveel groot verskille is oor wat is sonde en wat is nie sonde nie. My vriend, is die Heilige Gees, die anointing van God, so verdeeld met homself, terwyl ons deur een Gees deurdronge is, met die Gees van God wat nie kan lieg nie? Wat is fout vandag met die kerk? Is die salwing so verdeeld? Of lê die probleem by die mens wat nie die doel van die salwing van God verstaan nie? Ek vra 'n vraag vanmôre, is God 'n skizofreen? Miskien sal die vraag jou skok vanmôre, as ek vra,
is God 'n skizofreen. Nou wat is 'n skizofreen? Is iemand wat in twee tipe lewens lewe. Die een oomblik dan werk dit en die ander oomblik anderste. Is dit? Die vraag mag miskien vanmôre jou skok, maar asseblief hou op om hom een te maak. Deur jou persepsies rondom die salwing as jou leermeester en dat jy nie nodig het dat iemand anders te jou leer nie. God weet beter as ons almal. Sy samestelling oor die lering is so belangrik, hoe hulle mekaar invoeg, om 'n eenheid te bewerkstellig, sodat ons gesuiwer kan wees. Die mond van 2 of 3 getuienis sal sy woord vas staan. God weet beter, en wil hê dat almal tot die kennis van die waarheid kom, en nie mislei word deur die wolwe in skaapsklere vandag nie. Groot probleem in vandag se tyd is dat ons geloofsoortuigings gevorm word deur leiers wat preek en leer en nooit bereid is om bevraagteken te word nie. Jy sien, as ek 'n woord hoor, gaan ek hom mediteer. Klop hy met die woord van God, aanvaar ek dit. Dien nie, verwerp ek dit. Mense glo wat uit die mond van mense uitkom, onvoorwaardelik, as die waarheid van God, toets hom met die woord van die Here. Hulle het die salwing, hierdie leiers, het die salwing van die mens beginne word. 'n duplikaat van die ware salwing. Daarom ry so baie mense op die salwing van predikers, op klisjées wat geuiter word, en is nie gebou op waarheid nie. 'n ander probleem is tradisie, wat in ons ingedrul word, en as gevolg daarvan, ons die woord nie kan aanpas, en nie toe te laat dat ons aanpas by die woord van waarheid nie. Maar ons pas liewerste aan wat ons glo waarheid moet wees. So ons pas die woord aan by ons persepsies en ons idees. Vriend, dis waar die probleme vandag ontstaan. Dis hoekom daar so baie verdeeldheid in die kerk is. Tradisie verhoed menigte mense om uit daai salwing, daai kosbare skat uit te kom, om dit te bereik. Want hulle klap toe soos 'n boek, wanneer jy oor sekere dogma in God se woord, wat vas staan waar hy opgebou is, doktrine. Wanneer hy oor dit begin praat, dan klap hy toe, want hy's ingedrul op 'n sekere kerklike dogmatiek. En dit is sy leermeester. In 2 Korintiërs 13 vers 5, jy sien, dis hierdie klas van tipe mens, wat toeklap wanneer jy die waarheid met hom preek, wat te bang is om te kyk na wat sê die woord, want kyk wat sê 2 Korintiërs 13 vers 5, ondersoek julle self, of julle in die geloof is. Jy sien, ons is te bang daarvoor. Hoekom? Ons is te bang dat ons moet verander, en ons wil nie verander nie, want ek het so groot geword. Stel julle self op die proef, sê die skrif. Of as julle nie seker van julleself dat Jesus Christus in julle is nie, die anointing, Christ the anointed one, daai anointing, is jy nie seker dat hy in jou is nie? Want jy is te bang om jou proef te stel, jouself te ondersoek, of daai anointing nog steeds in jou werkbaar is, of werksaam is. As jy ten minste nie verwerplik is nie, sluit 2 Korintiërs 13 vers 5 af. Los die arrogansie. My vriend, ek pleit vanmôre met 'n hart vir jou. Kom nederig voor hom en volg sy beginsels. Want sy beginsels, sy waarheid,
sal jou vrymaak. Ek pleit vanmôre by u, wat ingeskakel is, wat na hierdie woord gaan luister, hê begrip vir die salwing van God en sy doel in jou lewe. Die waarheid van God se woord ontstaan deur die woord te studeer. Hoor my baie mooi, die salwing toe te laat om dit aan jou te openbaar deur gebed en dan oop te wees vir teregwysing deur iemand wat die openbaringskennis van God verstaan. So belangrik, die samestelling van God om seker te maak. Want meeste van ons verstaan nie vandag wat dit is om die Gees te lewe nie. Ons verstaan nie wat 'n salwing is nie. En God maak seker, die salwing leer, disippels leer jou. Die woord word aan jou gepreek en hy kombineer dit. Want niemand sal 'n verskoning ooit kan hê nie, sê die woord van God. Hoor my, God se woord bly vas. En is 'n openbaring. En die gaan nie oor teologie, 'n menslike dogma nie, en menslike leringe nie, maar oor die ware doktrine van die woord van God. Mense vertrou nie meer op hulle oortuigings, of kom ek tel dit so, mense vertrou meer op hulle oortuigings en hulle tradisie as om te verander na wat die woord jou leer. Hulle oortuigings beteken meer as wat die woord van waarheid hulle wil leer. Daar is niks fout met die salwing vandag nie. Daar's niks fout met die salwing binne in jou nie. Maar daar's groot fout vandag met die mens wat meer waarde heg aan hulle oorerwing as wat die waarheid aan hulle wil bekend maak. Ek bly 'n student vir die res van my lewe, omdat ek 'n liefde tot waarheid het. Ek is 'n soeker na waarheid, want ek is lief vir die salwing wat my moet leer. Daarom leer ek en bid oor die skrif en mediteer die skrif, sodat dit kan koppel met die salwing wat waarheid is. En dit kan manifesteer in my lewe. Dit is vir die sulkes wat arrogant is, wat mislei word deur hulle oortuigings en hulle tradisies, wat die woord vandag spreek en jou aanspreek in 2 Tessalonisense 2 vers 11 tot 12. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo. Jy sien, jou tradisie is meer werd vir jou as waarheid. Daarom stuur God jou die krag van die dwaling om die leuen te glo. Vers 12, sodat almal geoordeel kan word. Vir wie is hierdie skrif? Vir hulle wat die waarheid nie lief het nie, want sodat almal geoordeel kan word, wat die waarheid nie geglo het nie, maar meer hulle tradisie, en hulle oorerwing, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Ek nader na die einde toe, en ek wil afsluit, en ek wil jy daarop wys vanmôre, hoe verdwaald en mislei ons word in hierdie tyd. In Matteus 7 vers 21 tot 24 staan dit opgeskrywe, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Hoor my baie mooi vanmôre. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Wat is die wil? Die wil is die woord van God. Dis sy testament wat hy ingedien het, met sy bloed betaal het. Dis nie jy wat sê Here, Here nie, maar is die doen van waarheid. Vers 22. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in die naam duiwels uitgedrywe, in die naam baie kragtig gedoen nie?
Waarmee het ons te doen hier vanmôre, my vriend? Ons het te doen met die misleiding vandag. Mense hardloop agter wonders en tekens aan. My vriend, ek hardloop nie agter dit aan nie, dit volg my. Die probleem is, kerke word volgepak as gevolg van, soos wat ek baie keer gehoor het, waar profete, hierdie sogenaamde profete opstaan. If you want your church full, just start to prophesy. Nee, my vriend, ek is nie daar vir jou om oor my te profeteer nie. Ek ken die stem. As iemand oor my moet profeteer, beteken dit, ek ken nie die stem van die herder nie. Ek het nie iemand anders te nodig nie. Ek het iemand anders te nodig om te bevestig dit wat die stem wat ek hoor aan my sê. Dis profesie. Hoor my vandag. Hulle doen hierdie goed. Mense pak kerke uit daarvoor. Want wanneer waarheid gepreek word en die salwing in jou oortuig, dis wanneer mense nie wil aanpas by waarheid nie. Maar sê God se woord, ek sal julle krag vir die dwaling stuur omdat julle die waarheid nie lief gehad het nie. Julle noem my Here, Here. Julle dryf duiwels uit, julle profeteer daarin. Julle doen kragtige dade in my naam. Ek wil hê met volg my, moenie my verloor vanmôre nie. Hoor wat sê vers 23, en dan sal ek aan hulle sê, wat sal hy aan hulle sê? Ek het julle nooit geken nie, tragedie nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Vers 24, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister, sê die Here, en dit doen. Hoor baie mooi, luister en doen. Dit is wat die salwing in jou doen. Die woord is 'n openbaring wat vanmôre aktivering nodig het, sodat in jou lewe kan manifesteer. Jy luister en jy doen. Dit manifesteer die oomblik wanneer jy doen. Hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Ek wil hê jy moet baie mooi verstaan. Daar gaan 'n baie groot verrassing wag vir u. God se genade is groot, maar moenie die genade van God misbruik nie. God ken die misleiers. God wil hê vanmôre ons moet kom tot die lig van waarheid. Want hoor die skrifgedeelte wat ek nou vir jou gaan quoteer. En ek gaan vir jou die King James lees, want hy verklaar dit baie mooi as die Afrikaanse woord. In Psalm 138 vers 2 sê die woord van God, I will worship towards thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. Ek wil hê met hoor vanmôre, I will praise my God and thy loving kindness for thy truth. I will praise his name. My vraag is vanmôre, wat is die naam van jou God? Vra die groot meerderheid van Christene, hulle kan dit nie eens vir jou sê, wat is die naam van hulle God nie. Wat is die naam van die Vader? Wat is die naam van die Seun? Wat is die naam van die Heilige Gees? Die skrif is duidelik, lees die woord. Want die woord openbaar die waarheid, terwyl Handelinge 4 vers 12 sê, daar is geen ander naam bo in die hemel onder die aarde waardeur ons gered moet word nie miskien nie, moet die naam. Wat is die naam? Almal verwys terug na die Ou Testamentiese bedeling. IHWH. Kyk na wat sê die engel aan Maria. Jy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Jesus kom in Johannes 6 of in Johannes 5 en hy maak die verklaring, ek het gekom in die naam van my Vader. Nou wat is die naam van die Vader as die Seun se naam Jesus is? Hebreërs 1 vers 3 sê, hy het 'n voortreffelike naam geërf. Wat 'n naam het hy geërf? As die engel gesê het, noem hom Jesus. In Johannes 14 vers 26 kom hy sê, ek sal die trooster stuur, die Heilige Gees in my naam. Wat 'n naam? Jy sien, ons ken nie, daar's net een naam gegee waardeur ons gered moet word, nie miskien nie. En die Christen ken nie eers die naam nie. So ver verdwaal en mislei, is ons mislei.
in hierdie tyd, maar ek wil jy met baie mooi luister. Hulle gaan die naam gebruik om duiwels uit te drywe, want God eer sy naam. En ek vanmôre het die naam lief, met 'n liefde, omdat dit vir my waarheid openbaar. Maar kyk verder, hierdie geleesde gedeelte. For thou hast magnified thy word above all thy name. Jy sien, jy kan met die naam wegkom, omdat jy 'n sekere beginsel toepas. Want alles wat jy vra in my naam, maar jy sal nooit wegkom met die woord nie. Daarom magnify God sy woord above. Hier is nou my stel sy woord bo kan sy naam, want dit is die woord van God. Hoor my baie mooi, wat die waarheid dra. En dis die salwing in jou, wat die waarheid is. En wanneer die twee met mekaar connect, dan bring dit voor en manifesteer God se droom en God se gedagte vir sy kerk, sy liggaam op aarde, geen verdeeldheid nie, nie misverstande nie, maar ons almal kan kom tot die eenheid van die geloof. Ek wil jy met baie mooi verstaan, hoe die woord van God as waarheid vir ons uitstaan. Hy ag sy woord bo kan sy naam. Jy kan maar die naam gebruik, my vriend, dinge gaan gebeur, en ons word mislei, as gevolg dat ons dink, dis waarheid. Daar is net een waarheid, die woord van God. So deur die prediking van die woord van God, aktiveer ons vanmôre die salwing wat binne ons is, wat die waarheid is, wat my nou verder leer en wys, en dit manifesteer in my persoonlike lewe, en ek word dit wat God gedroom het, sy kerk moet wees. Mag die Here vanmôre u motiveer. Mag die Here u optel en verstaan wat die salwing is. Wat is die doel van die salwing? Wat is die doel van hulle wat God aangestel het, om die salwing te koppel, om seker te maak, jy kom by waarheid uit, omdat daardie liggaam vir hom meer belangrik is, as sy naam. Want deur die naam gebruik mislei ons mense, maar deur die woord van waarheid reg te gebruik, bring ons hulle in die liggaam van God in. En word hulle lede afsonderlik, wat die las dra van mekaar opbou, en kan kom tot die eenheid van die geloof, want daar is net een Here, een geloof, en een doop, volgens die woord van God. Kom ons herstel ons kerk. Ek pleit vanmôre, met 'n pleidooi in my hart. Ek het so hinkering daarna. Na 44 jaar in die bediening roep ek vanmôre opnuut weer. Ek het uitgereik, ek het navorsing gedoen in die buiteland, in die Midde-Ooste. Die hartseer wat ons beleef vandag, is die groot verdeeldheid wat in die kerk van Jesus Christus heers. Pleit vanmôre by die predikers. Ek pleit by die leiers, selleiers vanmôre. Gemaak ware disippels. En deur die salwing wat in jou is, doop hulle volgens die waarheid. En leer hulle om disippels te wees. Mag die Here u vanmôre so motiveer om tot daai eenheid te kom, saam met my vanmôre te bid en te vertrou, dat ons so kerk, onthou net een ding, Gods woord verklaar in Handelinge 8, in Hebreërs 12, en ek wil met baie mooi luister, nog eenmaal skud God die hemel en die aarde, en dit wat nie van God is nie, en die wat nie van die koninkryk is nie, sal nie bly staan nie. Wat baat dit? Al hierdie inisiatiewe wat ons doen, en is vuil vodda in die oë van die Here. Kom ons soek waarheid, produseer waarheid. Hoor my vanmôre, God se woord is 'n openbaring wat 'n aktivering nodig het, sodat dit kan manifesteer. Blessings vir jou, al die liefde uit my hart uit. Kom ons werk saam en bou 'n liggaam wat God verteenwoordig. Amen.